Kom ons sluit die oë en dan bid ek vir ons. O Here, as ons hier na U toe kom en ons dink vandag aan U karakter, en ons vra onsself, wie is U? En dan begin ons dat U is 'n regverdige God. U is 'n God wat sonde nie ongestraf laat nie. U is 'n God wat oordeel, want dit is U karakter. En soos wat dit vir ons bang maak, 'n God wat oordeel, 'n God wat straf, is U ook 'n barmhartige God. En ons sien daai barmhartigheid in U verbond, U verbond met Abraham, verbond met ons, waar U gesê het dat U sal hierdie skuld, hierdie sonde las, daai skuld sal U betaal. Dis 'n skuld wat ons nie kan betaal nie, maar is 'n skuld wat U op U geneem het en gesê het, ek sal hierdie hanteer. Dankie daarvoor, Heer. Dankie dat ons in hierdie Kerstyd kan dink van dit dat U U seun gestuur het. Met net een doel, dit is om daai skuld te betaal wat ons nie kan betaal nie. U het die cheque geskryf wat ons nie kon skryf nie. Ons dankie daarvoor, Heer. En ons bid dat ons in hierdie Kerstyd, soos wat ons hier gesing het, soos die kinders wat na hulle koning toe kom en met jubelend, want hulle weet dat hierdie is die ware koning, hierdie is 'n goeie koning. En ons dankie daarvoor, Heer. Ons bid en ons bid dat U, soos wat ons gesing het, deur die Gees in ons sal werk in hierdie Kerstyd en dat ons die genot van die verlossing sal sien, die genot van U barmhartigheid, U genade. U wat gekom het en gegee het en ons kon niks doen om daai skuld te betaal nie. So ons dankie daarvoor, Heer. En baie keer vergeet ons dit, baie keer word ons in ons wêreldjies vasgevang en die wêreld druk en ons is moeg en alles voel oorweldigend. Maar dan vergeet ons altyd van U karakter, van U almagtigheid, U wat alles in beheer het. U het selfs die sonde in beheer. Niks is buite U mag nie. Ons dankie daarvoor, Heer, en ons bid vir hierdie Kerstyd, ons bid vir families, ons bid soos wat almal afry, see toe, of soos wat ons by U in Pretoria bly, of saam met familie is, dat hierdie tyd sal wees wat ons dink aan die grootste geskenk wat ons gekry het. Dit is U seun wat gekom het en daai straf op hom gevat het. So laat dit hierdie Kersfees daai groot gedagte by ons wees, Heer, van U genade en U barmhartigheid en die geskenk, die grootste geskenk wat ons ooit voor kon wens. Mag dit hierdie Kersfees vir ons 'n groot geskenk wees. Amen. Môre julle, ek lees vir ons Psalm 51. Hierdie is die woord van God. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gegaan het, nadat hy met Batseba omgang gehad het. Wees my genadig, o God, volgens U troue liefde,
Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal hê as u uitspraak lewer, volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, in sondeskuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Kyk, getrouheid verwag u reeds in my moederskoot. In die verborgenheid leer u my wysheid. Neem my sonde weg met Marjolein, sodat ek rein kan wees. Was my, dan sal ek witter as sneeu wees. Laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente wat u verbrysel het, juig. Sluit u oë vir my sonde en al my sondeskuld, wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God, vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie, en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. Laat my weer die vreugde oor u verlossing ervaar. Laat 'n gewillige gees my ondersteun. Ek wil oortreders u paaie leer, dat sondaars na u kan terugkeer. Red my van bloedskuld, o God. God wat my verlos, laat my tong juig oor u geregtigheid. My Heer, maak my lippe oop en my mond sal u lof verkondig. U vind immers geen vreugde in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. Brandoffers aanvaar u nie. Offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart sal u, o God, nie minag nie. Doen volgens u wil goed aan Sion, herbou die mure van Jerusalem, dan sal u vreugde vind in offers van geregtigheid, brandoffers en volledige offers, dan sal daar op u altaar jong bulle geoffer word. Goeiemôre vriende. Julle kan my almal goed hoor. Ek hoor myself nie so lekker nie. Môre vriende, my naam is Dewald. Baie welkom aan julle elkeen en dankie dat julle hierso is so aan die einde van Desember. Die van ons wat hierso bly, wat nog hier is, gaan seker die ligte in Pretoria aan die gang hou. Ek het verwag ons gaan bietjie minder wees, dat meer mense is weg op vakansie, maar vriende, ja, ons is hier aan die einde van die jaar met 'n swaar, ewige onderwerp voor ons vanoggend, maar so nodige een soos wat Kobus gesê het. Julle, ons wil vanoggend weer terugkyk oor die jaar en laasweek het ons teruggekyk in dankbaarheid en vandag kyk ons terug in eerlikheid. Ons doen dit omdat Psalm 51 waarby ons vanoggend gaan stil staan, wys dat God ons eerlikheid verwelkom. Inteendeel, dit is waar God met ons lewens wil werk, in ons eerlikheid met hom. Dis 'n plek van ontmoeting. Maar eerlikheid natuurlik, soos ons almal weet, kom nie maklik nie, as ek net die baie obvious ding kan sê. Ons almal ken die versoeking om dinge 'n bietjie mooier te praat as wat dit werklik is. En dit maak sin vir ons om te vra, waarom kies 'n mens eerlikheid? Wanneer daar regtig dikwels makliker paaie vir ons is. Waarom maak ons daardie keuse? Ek het so 'n paar jaar terug, van julle sal dalk hierdie verhaal ken, Joseph Conrad se boek The Heart of Darkness gelees. Hulle het 'n hele paar jaar terug ook 'n film, Apocalypse Now, met ou Marlon Brando en 'n film van die boek gemaak, wat uitstekend is, maar not for the faint of heart. In elk geval, Joseph Conrad se boek The Heart of Darkness. Dit speel af in die 1800s, tydens die Europese koloniale projekte in Afrika, spesifiek in die storie in die Kongo. Kurz is 'n renaissance man uit Europa. Hy word die Kongo ingestuur om westerse waardes daar te vestig, om beskawing te bring. Wanneer hy egter verdwyn, stuur hulle vir Malo die Kongo-rivier op om hom te gaan soek. Wat Malo uiteindelik kry, is nie die Europese held nie, maar 'n baie versteurde, sterwende man wat homself deur die plaaslike stamme laat aanbid en wat in kannibalisme verval het. Nou, julle, dit ontbloot eintlik in Conrad se boek, dit ontbloot hoe kolonialisme, baie van hierdie koloniale projekte
'n mooier prentjie probeer voorhou het as wat werklik gebeur het. Maar Koorts is nie die Heart of Darkness in Konrad se verhaal nie. Want op die aand toe Koorts sterf, toe doen hy een ding baie goed. Hy is eerlik. Sy laaste woorde, the horror, is sy erkenning van dit wat hy geword het. Koorts se eerlikheid was natuurlik nie net vir hom belangrik nie, julle. Dit was presies wat Europa moes hoor. Joseph Conrad skryf as 'n kind van sy tyd. Hy was eintlik 'n matroos op skepe gewees, so hy het al die koloniale projekte redelik eerstehands beleef op die hawe, stede en dorpe en plekke. En so Joseph Conrad skryf as 'n kind van sy tyd in die 1800s en hy's diep bekommerd oor Europa se blindheid. Sy blindheid vir wat werklik gedoen word onder die vaandel van beskawing bring. Hy gebruik Koorts as 'n spieël vir Europa. Koorts se verval, sy selfverheerliking, die stamme wat hom aanbid, die kannibalisme, dit is als Konrad se manier om te wys wat die koloniale projekte in werklikheid was. En Koorts se erkenning van die horror daarvan is Konrad se oproep aan Europa om eerlik te wees oor wat hulle doen. Met so 'n erkenning is daar hoop, sien. Koorts is dus nie die Heart of Darkness nie. Sy eerlikheid bring hoop. Die een wat geen hoop bring nie is Marlow. Wanneer Marlow na Koorts se dood terugkeer na Europa, vertel hy oral hoe wonderlik Koorts was. En vir Konrad verteenwoordig Marlow die rede vir Europa se blindheid. En die rede waarom die horror net aanhou. Dis Marlow se oneerlikheid wat dit veroorsaak. En wanneer hy uiteindelik by Koorts se vrou kom, heel aan die einde van die storie, dan sien 'n mens hoe verleidelik daardie oneerlikheid kan wees. Sy vra vir hom, wat was sy laaste woorde? En natuurlik antwoord hy haar, dit was jou naam. Vriende, hierdie pragtige, romantiese, mooi einde is Joseph Conrad se Heart of Darkness, want is 'n leuen. Marlow se oneerlikheid steel al die hoop wat Koorts se eerlikheid kon bring. En terwyl almal wegstap met die troos van 'n romantiese verhaal, 'n vrou se naam op die lippe van haar sterwende man, 'n perfekte einde vir 'n verhaal, gaan die horror eenvoudig net aan. Daarom is Marlow se oneerlikheid die ware Heart of Darkness van die boek. Eerlikheid is nie altyd maklik nie, soos wat Konrad se verhaal wys, maar dit is ook die pad van hoop. Oneerlikheid voel veilig, maar dit laat alles net aanhou soos wat dit is. En dit bring ons hier by Psalm 51. Die Psalm gaan oor Dawid wat eerlik word met God en hoe God vir hom met genesing en met nuwe lewe daarin ontmoet. Ons sing en praat al die hele oggend hiervan. Hierdie Psalm maak dit vir ons oop. Dawid se Psalm wys wat gebeur wanneer eerlikheid nie vermy word nie, maar na God toe gebring word. Die Psalm wil ons aanspoor om eerlik te wees met God. En dis waar ons moet begin vanoggend is met ons eerlikheid met God. Ons eerste punt vanoggend, eerlikheid. Soos wat ons na dit toe kom, is dit belangrik om te sien dat ons eerlikheid met God nie begin met alles wat verkeerd is in ons lewens nie. Dit begin by alles wat goed is in God. In die Ou Testament moes Israel eers God se goedheid en sy trou bely wanneer hulle by die tabernakel inkom. Dit is wat hulle gehelp het om eerlik te wees met hom, want hulle kom nou in ontmoeting met God. En nog voordat hulle deur die drempel van die buitedeur van die tabernakel is dit liturgies vir die volk nodig gewees om God se goedheid te bely. Sodat wanneer hulle intree in sy teenwoordigheid in, hulle as eerlike mense na hom toe kom. Dit is ook hoekom die kerk
die eeue begin met aanbidding. Ons herinner mekaar aan God se goedheid en betroubaarheid, sodat ons hom sal vertrou soos wat ons kom, en met hom eerlik sal wees met ons lewens. Eerlik sal luister na sy woord, eerlik sal bid, eerlik sal sing, eerlik ons lewens na hom toe bring. Nou vriende, eerlikheid is natuurlik 'n risiko, want vertroue is 'n risiko. Maar met God is dit 'n veilige risiko. Sy karakter, soos wat Chris vroeër vir ons gebid het, dra ons eerlikheid. Ons eerlikheid het fondasie nodig. En God se karakter is die anker waarin ons eerlikheid laat wortel skiet. Hy bemoedig ons met sy getroue liefde en sy ontferming wat ons verwelkom om eerlik te wees met hom. So ons eerlikheid met God is 'n reaksie op sy karakter teenoor ons. En vriende, dit is presies wat hier in Psalm 51 gebeur. In verse 3 en 4 begin Dawid eerlik praat met God oor sy sonde, maar hy begin met God se troue liefde en ontferming vir hom. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens u groot ontferming. So net 'n vinnige prentjie wat ek wil wys, wat dit wat Dawid hier doen illustreer, dit is redelik voor die hand liggend. As dit hier op ons skerm gesit kan word, nou dit is nie my kunswerk daarin nie, dit is ons tweede kind Hudson, het al sy kunswerk van die skool af huis toe gebring. En hier is een van die prentjies waarop ek afgekom het, en dit het my dadelik aan hierdie Psalm laat dink, aan hierdie woorde van Dawid. So, moenie vra wat als hier aangaan nie, maar sien wel die groot verskil tussen veilig en onveilig uit 'n kind se oog. Day and night, né? Waar is God vir jou op hierdie prent? Vriende, as ons aarzel om eerlik te lewe met die Here, om eerlik te wees met die Here, dan begin ons by wie hy is. Dan moet ons hom beter leer ken, dat hy goed is, dat ons hom kan vertrou, dat dit veilig is om eerlik te wees met hom. Wat nie veilig is nie, is om oneerlik te wees met hom. Maar dit is veilig om eerlik te wees met hom. God verwelkom ons eerlikheid met genade vir ons. Dit is presies wat die nagmaal wat ons vanoggend gaan gebruik vir ons wil gee. Dis 'n ontmoeting van God se kant geïnisieer na ons toe. 'n Kans om die Here se genade te sien, om dit te vat, om dit te proe, sodat ons sal vertrou op God se genade vir ons en eerlik sal wees met hom. Dit is waar die lewe, vriende, met God begin. In 'n veilige, maar 'n eerlike ontmoeting met sy genade. En dit is wat Dawid hier doen. Hy vertrou op God se genade en hy begin eerlik word met hom. Nou vriende, wanneer ons so in vertroue op God se genade vir ons eerlik is met hom, dan, soos die woord sê, eer ons vir God. Net soos wat my kind my eer, wanneer hy in eerlikheid na my toe kom, omdat hy my vertrou. Daar is min dinge wat 'n pa so eer, soos 'n kind wat eerlik met hom kom praat. Want dit sê baie van die pa. So hoor stel Dawid later in die Psalm hier in vers 19. Hy sê, offers aan God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en verpletterde hart sal u, o God, nie minag nie. So Dawid se punt is dit, God stuur nie 'n mens weg wat eerlik na hom toe kom in hoop en vertroue op sy genade nie. Hy doen nie. Hy ontvang so iemand. En Dawid het dit nodig gehad. Hy weet hy kan niks bring om vir sy sonde te betaal nie. So daar's 'n bietjie agtergrond agter hierdie Psalm. Uria was een van sy getroue soldate
En Dawid het hom laat vermoor om weg te kom met wat hy gedoen het. Hy het met Uria se vrou Batseba gemeenskap gehad en hy het haar swanger gemaak. 'n Daad terloops waarin sy as onderdaan van die koning geen werklike keuse gehad het nie. So vir dit, vriende, vermoord en vir die misbruik van 'n vrou se liggaam, basies verkrachting, was daar geen offer in die verbond van Moses nie. Dawid het die 2 sondes gepleeg waarvoor daar geen offer in die verbond van Moses beskikbaar was nie. Geen brandoffer kon daardie skuld dra nie. En dit is presies wat Dawid in vers 18 erken. Hy selfs buite die verbond wat God aan Moses gegee het vir sy mense. U vind immers geen vreugde, sê hy daar in vers 18, in slagoffers nie. Anders sou ek dit gee. Brandoffers aanvaar u nie. So Dawid weet hy het niks om te bring nie. So daar bly met ander woorde net een ding oor. Om eerlik te wees met God en te hoop op sy genade en dit te vertrou. Dawid het geen ander opsies nie. En dit is dan presies waar God vir Dawid ontmoet. Hy draai nie sy rug op hom nie. Hy bring genade op 'n manier wat Dawid nooit kon voorsien nie. God voorsien self die offer. Reg, dis die goeie nuus. God voorsien self die offer wat Dawid en die hele verbond van Moses nie kon bring nie. Hy stuur sy seun, 'n beter verbond. Hy stuur sy seun Jesus om sy skuld te dra, die moord en die verkrachting. En in Jesus word albei kante van Dawid se sonde aangespreek. Sy skuld word gedra, want Jesus neem die straf op hom. En die onreg teen Uria en Batseba word nie oorgesien nie, dit word ontbloot. Die kruis wys dat God sonde en onreg nie oorsien nie. Hy laat dit nie verbygaan nie. Hy tree daarteen op. Sonde word nie afgemaak of geïgnoreer nie. Dit word gestraf. Maar, en dit is die wonder van die evangelie, God dra self daardie straf. Dawid se vergifnis beteken nie sy sonde word gering geag nie. Dit beteken God self maak dit reg. God self maak dit reg. En daarom kan Dawid leef. God verag nie die eerlike mens nie. Hy ontvang hom. Hy vergewe en hy genees. En vriende, hierdie genesing, dit is ons tweede punt vanoggend. Die genesing wat eerlikheid met God vir ons bring. Wanneer ons eerlik word met God, soos Dawid, begin God iets doen wat ons nie self kan doen nie. Hy begin ons genees. Eerlikheid is nie waar die proses eindig nie. Dit is waar die proses begin. En die eerste deel van daardie genesing is dat God ons skoon maak. Ons reinig van ons skuld. So verse 4 en 9 tel dit vir ons op. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van sonde. Neem my sonde weg met Mariolyn. So mooi woord daai, Mariolyn. Neem my sonde weg met Mariolyn, sodat ek rein kan wees. Was my, dan sal ek witter as sneeu wees. So vriende, ons sien hier dat God die genesing begin by die plek waar hy ons skuld weg was en ons gewete weer skoon maak. Hoekom begin God daar? Ek dink as mens verlang met skuldgevoelens rondloop, dan is dit moeilik om die simptome daarvan te verduidelik, want jy neem net aan dis maar hoe die lewe is. Probeer bietjie sonder skuld deur 'n dag rondloop. Dit is wat God vir ons wil hê. Skuld. God begin met ons skuld, omdat ons skuld ons veroordeel. En dit maak ons swak. Dit ruk die wind uit die seile van ons lewens uit. Dis dodelik. Dawid skryf in vers 5. Ek's deeglik bewus van my oortredings
en my sonde is voortdurend voor my. Met ander woorde, sy skuld los hom nie uit nie. Dis nie altyd maklik om jou vinger te sit op presies wat dit is wat jou pla nie, maar jy staan in die oggende op en jy voel net skuldig oor alles in jou lewe. Miskien loop dinge net nie lekker in jou lewe nie. Miskien is daar karakterprobleme waarmee jy sukkel en jy weet nie regtig waar om te begin nie, maar daai gevoel van skuld heeldag wat oor jou hang. Dawid beskryf iets van dit hierso, omdat hy lewe as die koning van Israel, terwyl hy in sy hart en sy kop weet, hy het moord gepleeg en verkrag. Sy skuld los hom nie uit nie, dit veroordeel en verswak hom die hele tyd onderliggend in sy lewe. En in vers 10 beskryf Dawid hoe sy skulde doen. Hy skryf, laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente wat hy verbrysel het, juig. So die punt is, sy vreugde is weg. En sy liggaam is siek. Skuld verteer jou liggaam en jou siel. En die rede hiervoor word gegee in vers 13. Die rede onder al hierdie goed word gegee in vers 13. Daar skryf Dawid, moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie. Moet die Heilige Gees nie van my wegneem nie. Ons sien dat Dawid God se verwerping vrees. Dit is hierdie gevoel van afstand, hierdie vrees vir oordeel, wat sy hele menswees so siek maak, sodat hy geen vreugde of blydskap het nie. Dit is wat skuld met ons doen. Dit is wat skuld met ons doen. Maar dan sien ons hoe God se genesing werk. Hy maak die skuld skoon. Hy stuur vir Jesus om ons skuld te betaal, sodat ons gewete skoongemaak en gereinig kan word. Dit is belangrik om die evangelie van Jesus werklik ter harte te neem, want dit doen iets in jou lewe. Dit reinig jou gewete. Ons staan nie meer onder God se oordeel nie. Ons behoort nou aan God deur die bloed van Jesus. Vriende, dit is 'n sterk woord vir elkeen wat soms wonder, wil God my nog hê? Psalm 51 sê, ja, hy wil. Hy wil. En dit geld vir al ons sondes. Kyk na vers 11. In vers 11 vra Dawid, wat ek weet wat gaan in ons koppe aan, as ons dink, God sal my van alles vergewe, behalwe dit, of behalwe dit, of behalwe dit. En ons hou onsself in die skuld geboei. Vers 11, sluit u oë vir my sonde en al my sondeskuld, al my sondeskuld, al my sondeskuld, wis dit uit. Met ander woorde, daar is niks wat ons eerlik na God toe bring, wat buite sy genade val nie. Omdat God al ons skuld skoonmaak, kan ons oor alles ook eerlik wees met hom. Sy genade is reeds daar. Dit is waar genesing begin. 'n Skoon gewete, hierdie verhouding met God wat herstel word in vertroue op sy genade, wat alles dek en die reiniging wat dit vir ons bring. 'n Skoon gewete. Maar vriende, dit is ook nie waar genesing eindig nie. Wanneer God ons skoon maak, doen hy meer as om ons skuld weg te neem. Hy help ons weerstaan. Skuld maak mens wankelrig en onseker. Dit word jou identiteit. Maar God se reiniging gee vir 'n mens 'n nuwe standvastigheid. Jy word nie meer deur skuld, skaamte of vrese omgegooi nie. Jy stoei dalk met dit, maar dit is nie meer die stem wat jou lewe regeer nie. God help jou om weer op te staan in sy genade vir jou. Sy genade maak jou sterk op jou voete. Jy sien weer kans vir jou dag. Daarom skryf Dawid in vers 12, vernuwe 'n bestendige gees in my binneste.
Bestendig beteken vas, seker, gegrond. God gee vir Dawid 'n gees wat kan staan, omdat hy weet hy is skoon en hy behoort aan God. Hierdie is groot geskenke, vriende, as jy in ag neem wat Dawid gedoen het. Dis groot geskenke van God af. 'n Bestendige gees. Maar dit gaan nog verder as dit. In vers 14 skryf Dawid, laat 'n gewillige gees my ondersteun. Met ander woorde, God se genesing gee jou nie net 'n skoon gewete en die standvastigheid van sy genade waarop jy kan terugval elke dag soos wat die lewe met jou gebeur nie. Hy gee ons ook 'n gewillige gees wat jou dra en ondersteun. So wat beteken dit? Dit beteken dat God se genade jou nie net wil vergewe vir skuld nie, maar jou weer wil help om gesond te lewe. Om goed te lewe. Genade stop nie by vryspraak nie. Dit loop uit op 'n nuwe manier van lewe en Dawid vra vir 'n gewillige gees om in daai nuwe lewe in te stap saam met God. En dit bring ons hier by ons laaste punt vanoggend, julle nuwe lewe. In Psalm 51 sien ons eerlikheid bring genesing. Reg? God reinig ons gewete. Hy gee vir ons 'n bestendige gees en 'n gewillige gees. En genesing bring nuwe lewe. Wat word met hierdie nuwe lewe bedoel? Wys in 3 baie eenvoudige dinge wat begin terugkom in Dawid se lewe, wat sy skuld voor God doodgemaak het. Vreugde, gehoorsaamheid en lof. Vreugde, gehoorsaamheid en lof. Wat die vreugde betref, skryf Dawid in vers 14, laat my weer die vreugde oor die verlossing ervaar. Julle, daardie woord weer is belangrik. Skuld het Dawid se vreugde gesteel. Sy lewe het swaar en leeg geraak. Maar wanneer God hom in genade ontmoet en sy gewete genees, kom daar weer 'n vreugde terug. Die vreugde van verlossing. Hierdie vreugde is nie altyd lag of goed voel oor jouself nie. Dit is die vaste wete dat God se genade oor my lewe regeer. Dat my skuld nie meer oor my hang nie. Dat ek aan hom behoort, dat hy met my is. Soms is dit die vreugde wat jou net uit die bed uit kry. Jy glimlag nog nie, maar dit is genoeg om jou in jou dag in te bring. Dis 'n behoudende vreugde. Dit word 'n anker vir ons in die lewe, 'n oortuiging dat wat ook al vandag gebeur, ek aan God behoort, hy met my is, ek nie alleen is nie. Baie van ons lewe elke dag in daai stryd wat ons osself anker op daardie waarheid en ons besef nie, dit is ons vreugde nie. Die wêreld kan ons nie onderkry nie. Want selfs die dood word genader met hierdie anker. Ons behoort aan God. Selfs nou is hy met my. Dit is die vreugde waarvan Dawid hier praat. Vriende, hierdie vreugde, as dit in jou lewendig is 'n nuwe lewe wat jy deur die evangelie van Jesus geniet. Probeer dit uit jou lewe uithaal en sonder dit lewe. Dis baie om voor dankie te sê. Die vreugde van ons verlossing. Want daar's meer as net die vreugde van verlossing. Daar's ook die gehoorsaamheid aan God. So, vers 15, Dawid stel dit so in vers 15. Hy sê, ek wil oortreders u paaie leer, sodat sondaars na u kan terugkeer. Dis interessant, want hy is die oortreder en hy is die sondaar, wat hier praat van die paaie van die Here wat hy wil leer. Sy skuld gaan hom ons nie toelaat om so te praat van God se paaie nie. Die punt is dit, julle, God se genade wil ons nie net vergewe vir verkeerde paaie nie. Dit wil ons terugbring na goeie paaie. Hy kom met vrymoedigheid na God se paaie toe, as 'n sondaar en as 'n oortreder. Dit wil ons terugbring na goeie paaie. God se genade maak dit vir ons moontlik. Om te sê, weet jy wat, ten spyte van hoe ek nie hierdie goeie dinge van die Here uitleef nie, weet ek
dit is goed vir my. En God het genade vir my om in dit te begin inlewe. As dit sin maak wat ek sê. Dit is waar gehoorsaamheid hier gaan. Nie om God se guns te probeer wen nie. Dawid weet hy staan klaar skuldig en leef net van genade. Gehoorsaamheid begin eerder by God se genade wat sê, ek vergewe jou nie net nie, ek wys jou ook hoe om weer goed te leef. Ek het genade vir jou om vir jou te leer hoe die goeie lewe lyk. Dis hoekom Dawid nie oor reëls hier praat nie, maar oor paaie. God se paaie bring nie skuld en skande nie. Dit is goed. Dit is die lewe soos God dit bedoel het. En dis hoekom Dawid daaroor bly is. Nie omdat hy dink hy gaan dit nou regkry nie, maar omdat hy weet dat hierdie paaie is goed vir my. En wanneer ek val, bring God se genade my weer terug na hierdie goeie paaie toe. He puts me back on the horse every time. En vriende, wanneer 'n mens dit begin besef, dat jy eerlik met God kan wees, dat God jou in genade ontmoet om jou te vergewe en jou terug te bring na goeie paaie, dan hoef die lewe nie meer te gaan oor selfverdediging of wegsteek nie. Die lewe kry 'n ander ritme. Dit begin lyk soos wat ons in vers 17 sien. My Heer, maak my lippe oop en my mond sal U lof verkondig. Met ander woorde, Here, ek het niks om myself mee te red nie. U het my skuld vergewe. U het dit gedra. U laat my staan in die genade. U bring my terug na goeie paaie. Al wat regtig vir my oorbly in die lewe is om net vir U dankie te sê daarvoor. Ek loof U net vir die goedheid aan my. Elke dag wat ek die vreugde van my verlossing ervaar, soos ek weet, selfs nou in hierdie goed waardeur ek werk, wat ek na die Here toe moet bring of nie, is hy met my, kan ek op hom staat maak. Al daardie dinge skep lof in ons harte. Ons begin lief word vir God. Ons begin hom waardeer. Want ons begin besef wat dit vir ons beteken. En dis die gedagte hierso. Dit is die nuwe lewe wat God ons gee. 'n Lewe waar ons nie meer hoef weg te steek nie, maar eerlik voor God kan leef. Omdat hy ons nie wegstoot nie. 'n Lewe waar hy ons skuld weg was en ons weer regop laat staan. 'n Lewe waar dit al hoe meer sigbaar word dat ons hom vertrou deur die paaie wat ons kies, die manier waarop ons leef, die dankbaarheid wat in ons opkom teenoor God. En vriende, dis ons gemeenskap. Dis waaroor lewe hier vir ons gaan. So vriende, dit is wat God se genade doen wanneer ons eerlik is met hom. En weer soos ek in die begin gesê het, hierdie is net 'n uitnodiging. Hierdie hele Psalm is 'n uitnodiging om eerlik te wees met die Here, eerlik te lewe in verhouding met hom. So julle, ek gaan die ding daar los. Met dit als gesê, wil ek ons na die nagmaal toe bring. Die nagmaal is die plek waar God ons wil ontmoet in ons eerlikheid met hom en sy genade vir ons. Soos wat ons terugkyk oor die jaar, dra elkeen van ons dinge saam. Ek neem dit as 'n gegewe. Ons elkeen dra dinge saam, dinge waaroor ons skuldig voel. Julle, die Here vra nie dat jy moet gaan soek vir dinge om skuldig te voel vanoggend nie. Hierdie is net 'n uitnodiging. Hy nooi jou net om wat ook al nodig is, eerlik na hom toe te bring. Sy belofte is eenvoudig. Sy belofte is eenvoudig. Hy ontmoet eerlikheid met genade. Dis sy belofte. Hy ontmoet eerlikheid met genade. Hy spreek jou vry van jou skuld. Hy gee nuwe lewe aan jou. So ek wil vra, vriende, dat julle die brood en die wyn of die sap sal gaan haal, dan weer sal kom sit. Ek sal dan die Here dank vir sy genade. Dan kan ons saam eet en drink. En daarna, soos wat ons saam eet en drink, gaan ons net 'n oomblik stil wees. Net om eerlik met die Here te wees waar dit dalk nodig is vir ons. En hierdie waarhede wat ons verkondig het vanoggend, te begin aantrek vir jouself. So kom ons doen dit nou. As julle almal weer sit, dan sal ons verder lei.
bid vir ons en kom ons dankie Here vir sy genade. Here ons God, ons dankie vanoggend vir die genade. Dankie dat U ons nie wegstoot wanneer ons eerlik is nie. Dankie dat U self voorsien wat ons nie kon nie. Dankie vir Jesus Christus, vir sy liggaam wat gebreek is vir ons, vir sy bloed wat gestort is vir al ons skuld. Hierdie brood herinner ons dat hy ons plek ingeneem het. Hierdie wyn of sap herinner ons dat die prys volkome betaal is. Ons dankie dat ons nou deur hom sonder skuld voor U kan staan. Gee dat hierdie nagmaal vir ons 'n rusplek sal wees. 'n Plek waar ons weer kan onthou of dalk selfs die eerste keer besef, ons behoort aan U. U is met ons en U wil ons op goeie paaie lewe gee. Dankie dat ons kan eerlik wees waar ons dit nodig het. Amen. So vriende, kom ons eet en ons drink nou saam, en terwyl julle eet en drink, jy weet, neem 'n oomblik om eerlik met die Here te wees. Gebruik hierdie tydjie om te eet en te drink en wees in gemeenskap met die Here. Erken jou skuld waar daar is. Vra sy vergifnis vir dit. Maar glo ook dan dat die bloed van Jesus alles betaal het. En stap hier uit vanoggend met vryspraak. So kom ons doen dit. Vriende, ek gaan vir ons afsluit met 'n paar woorde uit die Psalm uit. Hou die gesprek met God oop. As daar dinge is wat jy in eerlikheid met hom moet deurwerk, gaan huis toe en werk daaraan. Kom in gesprek met die Here. Laat hom toe om met jou te werk soos met Dawid hierso. Ons oomblik hier vanoggend is kort. Ek doen nooit gereg aan hierdie tipe dinge nie. Maar ons wil ten minste daai deur oopgooi en sê kom ons wees mense wat in eerlikheid kom. Hierdie tyd van die jaar na die Here toe. En ons sien Desember as 'n plek van rus saam met hom. So, om af te sluit, vriende, mag die Here jou skoonmaak van jou skuld. Mag hy jou weer vreugde gee oor sy verlossing. Mag hy jou laat staan met 'n bestendige gees. Mag hy jou hart gewillig maak om op sy goeie paaie te leef. En mag jy hom loof daarvoor. Amen.